Goeiemôre, dit is Dinsdagoggend 14 Oktober 2025 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En ons hier by SBB Haka in Appington is baie bevoorreg om by ons radiostasie Radio Roepsyn vir die afgelope 2 dae 'n baie bekende persoonlikheid hier betrokke te kry in die sin van opleiding gee en 'n bietjie help en saamgesels en net 'n bietjie woema weer daar aan die radiostasie te gee. En dis niemand anders as die legendariese Brian Emmons nie. En Brian ken ons meeste van ons al vir baie jare as gevolg van sy lewendige uitsendings by ligskoue, selfs die Agulhas tydren in die Kaap, en hy's internasionaal bekend in vliegkringe en natuurlik by Capital Radio, LM Radio en dan Goldfields FM. En ons is dankbaar dat Brian ingewillig het om vir 2 dae hier by ons te kom help en ons omroepers 'n bietjie van advies te bedien en ons ook aan die nuutste tegnologie bekend te stel. Hulle saai vanoggend nog uit van 7:00 af tot 10:00 wanneer Brian dan weer na die lughawe vertrek. So vir die van julle wat 'n bietjie wil hoor oor hoe Brian met die mense werk, skakel gerus in by Radio Roepsyn en luister vanoggend saam. Dis 'n belewenis en jy doen dit deur die app Radio Garden of dan die Radio ZA en dan soek jy net Roepsyn daaronder en jy skakel in en jy bluetooth dit na jou motor toe en so kan jy die hele dag se gesprekke heerlik saam luister terwyl jy bestuur. Of jy kan natuurlik by ons webtuiste ingaan, suidlandbb.co.za, druk op die skakel, Radio Roepsyn en dan druk jy speel. Baie eenvoudig, maar absoluut die moeite werd om na die legendariese Brian Emmons op ons radiostasie na te luister. Ons weet hoeveel beskuldigings daar nou al na mense uitgesit is as conspiracy theorist, samesweringsteorieë. En tot dusver het die meeste samesweringsteorieë waarheid geword. So die conspiracy theorists is die mense wat die meeste reg voorspel en korrek gewaarsku het, terwyl die hoofstroom wat alles wat gebeur wil toedraai in 'n mooi prentjie en wil wegsteek en volg die wetenskap lyn wat gedurig voorgehou word. En dit geld nou van klimaatsverandering af regdeur tot inentings. Maar inentings is iets waaroor ek nog nie eintlik gepraat het nie. Want inentings is iets wat ons almal ontvang het, net na geboorte op sekere ouderdom het die sekere inentings ontvang, maar dit het later van tyd al hoe meer verpligtend geraak en dat wanneer 'n baba gebore word, dan ontvang hy sommer daar in die hospitaal reeds sy klein boekie waarin al die inentings aangeteken moet word dat hy dit ontvang het. Daar kom dan 'n batchnommer by en die handtekening van die persoon wat hierdie inenting toegeken het. Maar die werklike samesweringsteorieë het eers rondom die COVID-enstof na vore gekom, toe baie mense gewaarsku het teen die Agenda 2030 van die Een Wêreldorde, dat daar 'n grootskaalse uitwissing van mense moet plaasvind en dat hulle dit gaan doen deur middel van inentings. Daar is hoeveel video's beskikbaar op die internet oor Bill Gates, Fauci, waar hulle sê
dat hulle die wêreldbevolking kan verminder deur inentings. Want almal glo wat vir hulle gesê word. Dit is soos daai skape wat net agter die leierskaap of die bok, die Judasbok aanstap totdat hy dan uiteindelik in die slagpale beland sonder om ooit 'n vraag daaroor te vra. Nou dit is ons mense daai. Ons het ook video's al gesien, beeldmateriaal van 'n persoon soos Bruce Fordyce oor die uitwerking wat hierdie COVID-enstof op hom en sy lewe gehad het, en daar is 'n magdom van bewyse daarvoor. Ons sien dat Robert Kennedy Jr., die minister van gesondheid in die Trump administrasie, hoe hy dan ook besig is om dit te ontbloot dat inentings inteendeel 'n mens sieker maak en meer vatbaar maak vir siektes as wat andersins die geval is. 'n Studie het ook gewys dat onder die mormone daar in Amerika waar hulle geen inentings vat nie of toegelaat word volgens hulle geloofsoortuigings nie, is daardie mense oor die algemeen baie gesonder. Jy kry nie oorgewigtheid daar nie, obesity nie, jy kry nie misbruik, kroniese siektes nie, terwyl mense wat ingeënt word, dit toenemend bewysbaar is dat hulle sieker is as wat ongeënte mense is. En ons kyk bietjie in hierdie geval dan nou na spesifiek kinders. En ek wil net hierdie vir julle wys en met julle deel. Waar hierdie persoon sê the results are jaw-dropping. Vaccinated kids, kinders wat ingeënt is, het 'n 57% kans om 'n kroniese siekte in die eerste 10 jaar van sy of haar lewe te ontwikkel. Terwyl oningeënte kinders slegs 17% kans staan om 'n kroniese siekte op te doen in die eerste 10 jaar van hulle lewens. En dit is 'n wye verskeidenheid wat daarmee gepaard gaan. Dit kan vroeë suikersiekte wees, dit is insulienweerstandigheid wat opgebou word en 'n magdom ander dinge. My kennis van die verskillende siektes is nie op standaard nie, maar wanneer ek hierdie klas van syfers sien, 57 van ingeënte kinders sal voor die ouderdom van 10 jaar 'n kroniese siekte ontwikkel, teenoor die wat nie ingeënt is nie, slegs 17. En hierdie inligting behoort vir almal tot 'n skok te wees. Hierdie syfer wys vir ons dat Amerikaanse kinders, van hierdie studie was uit die aard van die saak in Amerika gedoen, 54% van hulle kinders het die een of ander kroniese siekte. Baie siektes wat ons in ons jong dae nie geken het nie, is nou skielik duidelik sigbaar, en 'n mens kan nie anders as om baie bekommerd te wees oor die hele gedagte van inenting nie. Nou ek gaan nou nog een vir jou wys. En dit is nou ene dokter Marcus Sterfos wat hierdie studie gelei het, en hy sê hy kan nie eens waag om die resultate van hierdie studie bekend te maak nie, want hulle sal hom uitdaal, hulle sal hom doodmaak, hulle sal hom vermoor, want jou farmaseutiese maatskappye se inkomste is gebaseer daarop dat hulle siek mense moet dokter. En let wel, ek sê nie gesond maak nie, ek sê siek mense moet dokter.
kroniese medikasies wat jy vir die res van jou lewe moet gebruik. Dit is soos 'n gewaarmerkte inkomste wat geskep word. Want as daardie persoon 'n bloedverdunner moet drink, of hy moet een of ander pil drink vir een of ander kroniese toestand, dan is dit amper soos 'n lewenslange kontrak, 'n waarborg van inkomste wat hierdie farmaseutiese maatskappy dan het. Net so 'n paar punte. Ingeënte kinders het 'n 4,29% kans meer om asma te ontwikkel, a 3 times higher risk of atopic diseases like eczema, nearly 6 times higher risk of autoimmune disorders, a 5,5% hoër risiko vir neurodevelopmental disorders, 2,9 keer meer vir motor disabilities. Ja, ek weet nie of ek die regte vertaling daar gebruik nie. 4,5 times more speech disorders, 3 times more development delays, 6 times more acute and chronic ear infections, and nearly 2,000 unvaccinated children, in het geval van 2000 oningeënte kinders, was daar 0 gevalle van ADHD, diabetes, gedragsprobleme, leeronvermoëns en intellectual disabilities en party ander fisiese disorders. Mense, dit is goed wat vir ons almal bekommerd moet maak. Want nou moet jy vir jou onwillekeurig die vraag vra, kan ek my dokter vertrou? In Amerika sien ons nou bewyse voorkom van die geweldige vergoeding wat dokters betaal word as hulle mense ooreed om 'n inenting te kry, inentings te neem. Hulle raak dus deel van hierdie proses. En onthou, ek sê ons nou nie alle dokters is so nie. Maar dit is ook nie alle politikuste wat geld steel in Suid-Afrika nie. Maar hier is 'n klomp korrupsie by betrokke en ons sien dat hierdie 2030 agenda op pad na 'n een wêreldorde toe, gaan dit alles oor gehoorsaamheid om te luister, maar om die bevolking onder beheer te kry, die getalle af te bring. Ons sien die waarskuwings, ons hoor die mense daaroor praat, maar ons wil dit nie glo nie. Ek sien net gister 'n video van waar mense nog in lang toue staan in Europa om die COVID-inenting te kry. Ek dink die COVID is lankal iets van die verlede, maar daar is nog mense wat in 'n tou staan om die inenting te kry. Wat gaan aan met die mense? Want as jy so maklik jou gaan dat beïnvloed om net alles so soetkoek op te eet, dan is daar eintlik geen hoop vir jou vorentoe nie. Nou, ek ken baie mense wat wel die inspuiting gevat het. Ek self het dit nie gedoen nie, want ek het vandag eendag gesê, daar's iets snaaks rondom dit. Dis te vinnig, te gou, te voorspelbaar gewees. Feite van die saak, dit het 'n baie groot invloed op jong kinders, jong mense. En ek het nou net 'n paar voorbeelde genoem, daar's massas daarvan. Ons sal moet met oop oë deur die lewe begin gaan. Waarneem, sien en bewus wees. Want as ons enigstens 'n kans vir die toekoms wil hê, moet ons nie net die bedreiging van die straat se kant af sien nie, van 'n rasse oogpunt af sien of 'n ideologiese oogpunt uit sien nie, maar ook 'n aanslag
van die mediese kant af, en dit juist die mense is in wie se hande ons lewens toe vertrou. Ek sê altyd vir my is 'n dokter soos 'n panelbeater. As jy stikkend is, moet hy jou regmaak. As jy geroes is, sny die geroeste dele uit, maak jou reg. As jou arm gebreek is, spalk hom. Maar wanneer dit by diagnoses kom, is ek baie skepties oor wat gesê word. Ek het self al 'n paar bloutjies geloop, waar ek kan sien die dokter weet minder as ek oor wat ek moet keer. Hy vra in elk geval vir my. In daai geval gaan ek eerder na 'n veearts toe, want die perd of 'n dier kan nie met hom praat nie en hy moet myself die fout bepaal. Dit sê ek tong in die kies, mense. Dit beteken nie ignoreer jou dokter nie. Hierdie is nie mediese kundigheid wat ek aan julle oordra nie. Al wat ek sê is, wees baie bewus dat die aanslag op vele meer terreine kom, as waarop net ek en jy gedink het, dit kan kom. So geniet vanoggend jou kondensmelk koffie, en ek gesels dan môreoggend weer met julle almal. Mooi loop, en mag julle 'n aangename dag hê. En moenie vergeet om in te skakel tussen nou en 10:00, om dan ook te luister hoe Brian te werk gaan met die radiostasie se omroep was. Lekker.